Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Ek is baie bly dat u ingeskakel het om met my te wees. Baie dankie vir u ondersteuning. Baie dankie ook vir julle WhatsApp boodskappe van waardering. Dit beteken baie vir my en dit help my ook om gerusheid te vind dat dit wat ek doen wel iemand bereik. Ek sit met 'n vriend in gesels, ook 'n pastoor, hy is 'n dominee van 'n kerk, is pastoor van 'n kerk. En hy vertel my van moeilike omstandighede te midde die kerkgemeente. En ek moes toe bietjie berading verskaf. Ek moes vertrou op die Heilige Gees om my insigte te gee en ook om deur die lens van skrif te kan verstaan wat besig was om te gebeur. En een van die gedagtes waarmee ek hom kon bedien en myself kon bedien en ook sin maak van wat daar gebeur het met hierdie gemeente en met die pastoor was om toe te ken, om te kon sê en verstaan dat die vrees van God gekwyn het. The fear of God has departed, has left. Nou, ons in Suid-Afrika het nou onlangs ook 'n baie moeilike ding deurgegaan. Daar was 'n wêreldwye gerug gewees wat veroorsaak het dat baie mense, heelwat mense, geglo het en verstaan het, oortuigend so, en met die ondersteuning van visies en drome wat van hulle gesê het, hulle gehad het, dat die wegraping sou plaasvind in September. 'n baie spesifieke datum in September met die Joodse feesmaal of feestyd van trompette. En 'n datum was gegee 23 en 24 September 2025. Ek persoonlik het 'n baie groot verwagting dat ons in die tydperk lewe van verwagting dat die wegraping moet plaasvind. Ek het nie in soveel woorde enige aanduiding van die Here gekry dat dit op daai tydperk sou geskied nie. Maar daar is ander wie voorgegee het en gesê het in soveel woorde dat dit die geval vir hulle was. Met groot teleurstelling natuurlik, omdat die wegraping het nie plaasgevind nie. Maar voordat die datum bereik was daar 'n geweldige ontkettinging van teenkanting. Daar was baie mense, insluitend pastore, dominees, reverends, bishops, baie mense wat gesagdraand in die kerkbediening is, wat uitgevaar het. Ek was verstom gewees vir die taalgebruik
ek was baie verbaas geweest met die toon in hulle stemme. Ek het geskrik vir die oordeel in hulle bewoording. En 'n gedagte het opgekom by my wat ek voorheen gelees het, wat 'n toom vir my was, wat leisels vir my was. It was a bit in the mouth and a bridle in the hand for me to remember the words of the gospel that says, who are you to criticize another man's slave, another man's servant? En dis iets wat die Here gebruik het vir my toe ek op een stadium beginne opinies het van sekere manne van God. En ek het gou my les geleer en teruggedraai daarvandaan. Maar hier was 'n situasie wat ek moes sien en kyk en hoor en luister en verstaan hoe mense bygekom was met woorde. Jy's 'n klug, jy's 'n leienaar, jy dien die duiwel, jy is 'n verleidster. Dit was van die bewoording en die toon van die stemme en die krag agter die bewoording. Dit was 'n saak geweest. Nou, tussen hierdie twee situasies, die een van die pastoor wat negatiewe ervarings het by die kerk met kerklede en leiers en natuurlik dan diegene wat so moedswilliglik uitgevaar het om opinies te lig rondom hulle broers en susters in die Here. Toe moes ek tot die slotsom kom, ons het 'n probleem. We have a problem. The problem is that the fear of the Lord is no longer a consideration in some circles. En ek dacht toe, wag, ek moet myself toerus, ek moet myself bekwam, ek moet myself inrig, ek moet myself help om seker te maak dat dit nie die geval is vir my nie. En as sulks was ek gelei om die volgende woorde te oorweeg. So, if you will bear with me, I'm going to read to us a rather unusual wording which I want to start off with. Isaiah chapter 33, Jesaja 33. The Lord is exalted, it says. In the 5th verse, the Lord is exalted, for he dwells on high. He will fill Zion with his justice and righteousness. He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to his treasure. The fear of the Lord is his treasure, says some versions. The fear of the Lord is his treasure. Kom ons lees Afrikaans. Die Here is hoog, verhewe. Hy woon in die hemel. Hy sal Sion met reg en geregtigheid vul. Lewenslang is hy jou vaste fundament. 'n ryke voorraad van redding, wysheid en kennis. As jy die Here dien, sal jy al hierdie skatte kry. Dis die Afrikaanse weergawe. Die Engelse weergawe is, the fear of the Lord is his treasure. Die vrees van God, ek sien nie die bewoording so in die Afrikaanse vertaling en dus die nuwe lewende vertaling wat ek nou uitlees. Ek moes maar seker my 1933
in 1953 Afrikaans vertaling gebring het, want hierdie nuwe lewende vertaling verloor eintlik die ware bybedoeling, omdat hy hom so contemporêr vertaal het. Die Afrikaanse weergawe sê in hierdie geval, as jy die Here dien, sal jy al hierdie skatte kry. Maar ek glo nie dit is wat die bybedoeling is nie. Die bybedoeling, volgens, en ek gaan nou hou by die King James se weergawe, the fear of the Lord is his treasure. Om God te vrees is sy skat. Om God te vrees is sy skat. Nou vra ek hierdie vraag. Waar is die vrees van die Here? Laat my toe om hierdie vrees van die Here te beklemtoon en 'n verklarende verduideliking rondom die vrees van die Here oor te lewer. In Jesaja 11 praat die Heilige Gees deur die profeet 'n waarheid wat hy verklik rondom homself, die Heilige Gees. Hy sê die Heilige Gees is die Here. In Jesaja 61 sê dit, die Gees van die Here is oor my. Hy salf my. Hy salf my en hy stuur my met 'n blye boodskap aan die verootmoedigdes, aan die armes, om gebroke harte te bind, om blinde oë te laat sien, om stomp monde te kan laat praat, om doewe ore te laat hoor, om verlamdes te kan loop, om 'n verklaring te maak aan diegene wat in gevangenskap is, bevryding aan hulle voor te stel, om gevangenes los te laat. Dis Jesaja 61. Hy sê die Gees van die Here is oor my. Maar in Jesaja 11 sê dit vir jou wie die Gees is en wat die Gees is. Hy sê vir jou dis die Gees van kennis, die Gees van wysheid, die Gees van berading, die Gees van openbaring, die Gees van mag, die Gees van die vrees van die Here, die Gees van die Here. So, die vrees van die Here is die Gees van die Here. Net soos wanneer ons praat in 1 Korintiërs 10, sê die wapensrusting van ons gevegstryd is nie vleeslik nie, maar magtig deur God. Hoe werk ons hierdie magtig deur God? Omdat God is Gees en die Gees van mag doen die strywerk, die vegwerk vir die gelowige. So, the weapons of warfare are not carnal, but they are mighty through God, or should be better translated, it is by the Spirit of might. Jesaja 11, Gees van mag. Spirit of might. By dieselfde bewoording is die vrees van die Here, die Gees van vrees, the Spirit of the fear of the Lord. Wanneer daar die Gees van die Here, daardie aspek van die Gees van die Here, sy plek in jou toegelaat word, en jy is 'n persoon wat, we're not talking about terror, we're not talking about fright, we're not talking about scared that you are not reasonable and logic in your thinking. There is a respect, there is an awe that is due unto God that brings us and borders on and brings us into that state of the fear of the Lord. And when that is absent, when we throw off, that is when you can throw off the yoke of humility and the yoke of meekness, die juk van nederigheid, die juk van sagmoedigheid,
Wanneer jy nie die vrees van die Here het nie, dan gooi jy dit weg. Dit val van jou af weg. So, the thing I want us to know and learn and understand is that the fear of the Lord is His treasure. There are many byproducts and benefits that comes out of this treasure chest. Hierdie skatkis. Maar die vrees van God is daardie skatkis. En toe ek met my vriend praat en ek het hom beraad en handleiding gegee en myself beraad en handleiding gegee hoe ons optrede moet wees en hoe ons versigtig moet wees. And we must modulate the tone of our voices. We must do what the scripture says. Die skrif sê, wees stadig om te praat en net prompt uit te reageer met jou mond. En wees stadig om kwaad te word en om te ontvlam. En wees vinnig om aandag te gee en te luister. Be slow to speak. Shh. Be slow to anger. Wees kalm. And be quick to listen. When you apply this deliberately, wanneer jy moedswilliglik toepas in jou lewe, jy doen dit omdat jy die keuse maak om God te vrees. Ons wil God vrees. Skrif wat die Here met my gedeel het, baie jare terug, ek dink ek was nog werksaam by 'n koöperatiewe maatskappy, en ek was in leierskap daar, en in Christen leierskap, en die Here het my bedien rondom waarhede, en ek kon nou die dag toe ek hierdie skrif oopmaak in Jesaja 66, en ek wil dit vir ons lees. Jesaja 66 vers 2, die D gedeelte van, want ek breek hom op in A, B, C, D, so dat is 'n D gedeelte, maar kom ons lees die Here vers 2, en dit sê vir ons, my hand het alle dinge gemaak, en so het alles ontstaan, ek die Here het gepraat. Dit is die een wat ek raak sien, die een wat nederig is, en berou het oor sy sonde, wat ontzag het vir my woord. Daar die woord ontzag, ontleed en vertaal in die Engels is, who trembles at my word. Nou het ek manne en vroue gehoor, manne en vroue van God, wat uitgevaar het rondom die fout wat gemaak was, aangaande die wegraping se datum. En ek het gesien dat daar 'n gebrek is in hulle bewoording, en 'n gebrek is in hulle toon, en 'n gebrek is in die moedswilligheid van hulle en bereidheid om 'n verwantskap af te breek, en om 'n man en 'n vrou te vervolg, omdat hulle foute gemaak het. En ek sien dat hulle bewe nie. Hulle het geen ontzag vir God se woord nie. The word ontzag in the English is to fear and tremble at the word of God. Tremble at the insights of the word of God. Tremble at the revelation of the word of God. Tremble at the counsel of the word of God. Tremble at what the word of God makes known. Fearing the word of God. Fearing God. En nou hoor ons hoor hier in Jesaja 33, die vrees van God is sy skatkis. It is his treasure, the fear of the Lord. Nou, iets wat ek vroeg in my Christenlewe opgetel het, uit die boek van Spreuke 1 sê, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kennis begin met eerbied vir die Here. Kennis, net dwaase verag wysheid en dissipline. Op nog 'n plek sê dit, eerbied en om God te vrees is die begin van wysheid.
En om weg te draai van dwaasheid is kennis, is instruksie, is verstand. To turn from folly and wickedness is understanding. Ek dink daar's baie manne en vroue van God wat net veronderstel dat die mate van hulle kennis wat hulle opgedoen het oor jare genoegsaam is vir hulle. Dat daar nie meer 'n behoefte bestaan om terug te gaan en die Bybel oop te maak en die hoofstukke en verse te lees nie. En dit is hoekom daar 'n gebrek is aan die vrees van die Here om God te eerbied. Ek het myself gesê, ek wil dit nie in my lewe toelaat nie. Ek wil vir myself so inrig dat hierdie Bybel ten alle tye vir my 'n skatkis is. En daar moet vir my altyd redes wees vir nuwe ontdekkings van die waardes en die verryking wat die insigte, die wysheid, die berading en die openbaring van skrif alleenlik vir my kan gee. Ek wil afsluit met 'n gedagte wat ek gedeel het eens op 'n tyd, maar wat deel gevorm het van my belewenis in my vroeë jare toe ek 'n treinprediker was. Ek was werksaam gewees, koöperatief, en my vervoer werk toe was op 'n trein, en ek het dit goed geag om saam met ander die evangelie op die treine te deel, om te sing op die treine, om te bid op die treine, en om te preek op die treine. En eendag terwyl ek so besig was, het 'n jong meisie wat seker graad 10 of graad 12 was, tot by my gekom in haar skooluniform, en sy het iets in my baadjiesak gedruk. En toe ek by die werk kom na daai geleentheid, onthou ek teetyd, daar's iets in my sak wat die jong meisie in my sak gedruk het, en ek haal toe hierdie ding uit, toe sit 'n briefie. En sy skryf in hierdie briefie, sy sê, Rodney, ek was nog nie pastoor daai tyd nie. Sy sê, Rodney, thank you for what you're doing on the trains. We really are inspired and enjoy the ministry and the word of God that you're preaching. And I'm telling you that to tell you this. Last night I had a dream, and I dreamed, in my dream I saw you, and you were at the foot of a mountain. And as you were at the foot of the mountain, you wanted to climb the mountain, but there were chains around your arms and your legs that was hindering you, but you persisted and insisted on climbing this mountain. And with great effort and great labor, you proceeded to climb the mountain. And the higher you went, the more difficult it got. And as you went, you were crying and weeping in your attempt to climb the mountain. But when you got to a certain point of the mountain, it started to rain. And as it rained, the chains started falling off from you, and you were freed up to climb the mountain. And when you got to the very pinnacle of the mountain, right on the top of the mountain, you were completely freed of all chains. And there on the top of the mountain, a treasure chest was waiting for you. And when you opened up the chest, it was filled with all kinds of valuable things. Very valuable jewels were in this chest. I don't know what it means, but that was the dream I had of you last night. It's unusual for me to be dreaming of you like that because we are strangers, but I thought I'm going to write it down and give it to you. Wie dit het vir my so gestig om daardie brief te lees. Maar ek het myself ook nie ten volle verstaan wat die brief beteken, wat die simboliek van die droom was. Dit het baie jare gekos, en ek het telkens maar teruggedink aan die oomblik daarvan. En nou wat ek hierdie skrif kom ontdek het,
wat die Bybel vir my sê, dat die vrees van die Here is sy skatkis, dan moet ek besef dat die skatkis op die berg die vrees van die Here was, wat ek ontwikkel het in my tyd en strewe om 'n Christen te wees wie relevant kan getuig van hierdie evangelie en te kan praat van Jesus Christus as heiland, saligmaker, leidsman. En ek wil u bemoedig, versterk u self in die vrees van die Here. Maak die skrif oop met gebewe. Lees dit met verwagting en afwagting. Skenk aandag. Moenie toelaat dat afwykings rondom jou gedagtes bewolk nie. Maar skenk aan hom dit wat hom toekom, die eerbied, die vrees, die respek, die aanbidding, die lof, want hy is dit waardig. Sal ons bid. Here, baie, baie dankie dat u ons toelaat om te kan verstaan en te besin wat u skatkis is. Die vrees van die Here. Vergewe ons, Here, wat ons besluit het om ander te oordeel en hulle af te skryf. Help ons om genadig op te tree en liefdevol diegene wat op 'n dwaling beland, om hulle terug te help na die waarheid. Om u woord soos 'n lamp voor hulle voete neer te lê en 'n lig voor hulle pad. Here, word verheerlik deur ons lewensuitkomste, deur ons besluite, deur die denke wat ons sal hou. Dankie vir die redding van ons kosbare siele. Ons belê onsself op niets in Jesus Christus, die heiland en redder. In Jesus naam bid ek. Amen en amen.